En nou, die koning van versekering. By King Price gaan dit oor koninklike besparings met 'n premie wat by jou begroting pas. Dis slimkaartversekering wat jou meer laat oorhou. King Price. En ek wonder wat sy ideologie hy aanhang, en dis natuurlik James Kemp. James, goeiemôre. Is jy so 'n bietjie pink of is jy 'n bietjie meer regs? Ek neig meer na die vrye mark. Die vrye mark. As ek dit so kan stel, Dawie, maar dis belangrik wat jy nou na verwys het, en dit is ook wat ons gaan sien nou in hierdie komende plaaslike regeringsverkiesing. Die deelnemers wat na die linkerkant van die spektrum is, kom ons sê sentrum links tot verder links, die ANC, hulle koalisievennote of alliansievennote, SHKP wat weer heel verder links is, en dan sentrum regs, waar jy die DA en die VF+ en daardie partye weer sal sien. Nou, aanleiding van wat ek sopas gesê het, miskien net so vinnige agtergrond, ten minste soos ek dit sien. En dat daar's drie agente of drie lede van die drie party alliansie. Dis die ANC, en die ANC is die sogenaamde Vanguard Party. Dis die party wat die behoudende party op 'n soort van manier. Dan kry jy die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat die ideoloog is. Hulle verskaf die ideologiese onderbou, en dan natuurlik die COSATU wat die arbeid verteenwoordig op 'n manier. En dit is, kan mens maar amper sê, 'n blou druk van wat Karl Marx op 'n manier in sy geskrifte voorgestel het. Sê jy saamstem met hierdie opsomming? Ja, ek dink dit is 'n baie akkurate samevatting. Dawie, hierdie drie-party alliansie het so in 1990 tot stand gekom, kort na die vrylating van oud-president Nelson Mandela. En ons sien dat al drie van hulle in hulle onderskeie terreine eintlik maar aan die kwyn is. Kom ons neem byvoorbeeld die SHKP se algemene sekretaris. Hy is onbestrede verkies nou met die laaste kongres. Die oomblik as organisasie hulle mense onbestrede begin verkies, is daar probleme. Dan daarmee saam met die ANC het ons gesien hoe hulle getuimel het in die 2024 verkiesing, en die verwagting is dat hulle dit kan voortsit, daardie swak prestasie in die plaaslike regeringsverkiesing. COSATU, wie se lidmaatskap in die stadium redelik bestendig is, omgewing van 1.8 miljoen, maar ons moet nie vergeet nie, dat net 'n paar jaar gelede was hulle oor die 2 miljoen lede sterk, so ook daar sien ons dat COSATU self ook aan die kwyn is. So, die COSATU se rol, afgesien dat die COSATU dan in die huis is in die drie party van alliansie vir georganiseerde arbeid, is COSATU se rol ook die feit dat dit baie goed georganiseer is, en ter tye van verkiesings gaan die ANC en die COSATU se netwerk gebruik om die verkiesings te beveg. Is dit so? Ja, nee, wel, dit sal verseker tot die ANC se beskikking wees. Ons het ook in die verlede maar gesien dat diegene wat by COSATU aansluit en wat COSATU ondersteun, dat hulle by verstek dan ook nou die ANC sal ondersteun, maar dit is nie meer noodwendig die geval nie, want ons het nuwe rolspelers daar aan die linkerkant van die spektrum na vore sien tree in die politiek. Ons het die EFF na vore sien tree, ook die MK-party. So dit is nie meer vanselfsprekend dat COSATU se lede ANC-ondersteuners is nie. Hulle het al 'n paar keer genoem dat hulle miskien 'n ander party soek om by aan te sluit, soos wat jy nou genoem het. Daar 'n paar verkiesings gelede was daar 'n party wat dit was die Workers and Socialist Party, WASP, wat aan 'n nasionale verkiesing deelgeneem het. Hulle het lelik uit die bus geval. SHKP wat in hierdie stadium dreig om self ook aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem, en die ANC wat hulle eintlik nou nog net tot in vroeg in Mei maand gee, hulle eie lede wat dubbele lidmaatskap het van die ANC en die SHKP, om aan te dui wie hulle gaan steun. So van die ministers wat nou hierso ter sprake is, byvoorbeeld Blyden Nzimande en Gwena Mantashe, Boetie Manimela, wat die minister van hoër onderwys is. Wat is jou gevoel, as die KP of die SHKP dan op sy eie sou gaan hulle sekerlik lede by die ANC hoofsaaklik wegvat? Ons het in 2017 gesien dat die SHKP deelgeneem het aan, dit was nie 'n tussenverkiesing, dit was 'n herverkiesing wat in Sasolburg, die Metsimaholo munisipaliteit plaasgevind het. Daar het die SHKP 3 setels gekry, het was so 6.3% van die steun wat hulle daarop hulle verenig het. Sedertdien, die kere wat die SHKP onder hulle eie vaandel deelgeneem het, het hulle maar hier in die omgewing van 1% gekry. En eintlik sal dit wonderlik wees, Dawie, as die SHKP werklik op hulle eie deelneem, dat ons nou vir eens en vir altyd kan sien dat rooier is nie mooier nie. Die kommuniste geniet nie so baie aanhang in Suid-Afrika as wat hulle noodwendig dink nie. So die ANC is toe nou nie so breë kerk as wat hulle gereken hulle is. Dit blyk nie te wees nie. Baie dankie dat jy vanoggend by ons dit raak gemaak het. En soos wat altyd nie maar die geval is, dat as dit begin sleg gaan, dan vind mens dat die huis of dan die breë kerk is besig om te verbrokkel.